That of course a bit of James Brown and what was that one called? Goodfoot. Net hier op jou gunsteling radiostasie. Dan natuurlijk wil ek net daarso vir Willem Gous sê goeiemôre. Willem, baie dankie. Willem het 'n briljante idee daarso vir my. Willem, ek en jy gaan binnekort gesels. Nou ja, soos ek gesê het, ons het 'n amazing gas vanoggend en met dit wil ek net vir Talita goeiemôre sê. Welkom Talita, baie dankie dat jy al die pad uitgery het hier na ons toe. Goeiemôre Martin. Hoorie, weet jy wat nee, julle is die eerste gaste wat ek weer in die ateljee het sedert COVID, sedert 2020, toe ons die ateljee nog in Umhlanga gehad het. Dit is 'n absolute voorreg om hier te wees. Baie dankie. Dis lekker om jou hier so te hê. Dan natuurlik het ons die ander man wat in die hoek wegkruip. George with a J. En dit is nou 'n man wat ons op 'n kon of weer voor 'n mikrofoon moet insleep, maar ja, dis 'n gesprek vir 'n ander dag, maar ek is net bly om vir George ook 'n bietjie te sien. Ek dink ons start hom nou lekker, nê. Nee. Absoluut. Dit was sy gunsteling ding in COVID gewees om op die radio te wees. Ag, ek het 'n hula hoop nader gegryp en lekker hula hoop met sy musiek wat hy gespeel het. Dit was absoluut, dit was fun. Dit was regtig fun in die hard lockdown. Ons is hier so om te gesels oor Kennekia. Yes. Nou, wie en wat is Kennekia? Kom ons begin by die begin. Waar kom dit vandaan? Okay, kom ons begin met, dit was Daisy. Daisy was omtrent toe, ek dink sy 11 jaar gewees. En sy het net begin siek raak. En die wet het vir ons gesê, nee, dit is tyd. Ons moet haar uitsit. En ek was nog nie gereed nie. Toe, research en al wat 'n navorsing gedoen. En hierdie olietjies probeer en laat toets. En daai olietjies. En eventually het ek die regte formulasie gekry. En Daisy het die volgende 5 jaar, voor dit, dit het al vir 3 jaar beter laat voel. Toe gaan sy weer bietjie af van die rails af en vat haar weer wet toe en die wet sê nee, dis haar lewer. En ek sê, oh my goodness. Daai selfde dag, ek het huis toe gegaan, ek het daai dag 'n nuwe olie gemaak. En dit word die Daisy beskuitjies genoem. En dit is spesifiek vir die lewer. Vir enige lewerkondisie vir 'n hondjie. En ek maak ook vir katte ook. Okay. Yes. Alright, so wat ons het is 'n kennekeer is die dis 'n pet product range. Yes, ek het 'n groot pet product range. Okay. So nou het jy byvoorbeeld, dis nou 'n klein koekie wat jy maak. Is dit so 'n klein ronde koekie? Is amper soos 'n snack. Man, ja, hy is so groot soos 'n R1 muntstuk. Yes. En want baie hondjies het nie tuintjies nie of hulle hou nie van 'n groot snack nie of 'n groot beskuitjie nie. So is bite size. Ja, soos klein Dexter. Korrek. Ons moet 'n peanut in die helfte breek vir Dexter. Ek het juist vir hom en die ander hondjie hulle pakkies beskuitjies gebring. Baie dankie vir dit, hoor. My plesier. Kennekia is 'n produkte reeks wat fokus op pet health. Ek weet nie wat die Afrikaans vir dit is nie, maar dieregesondheid. Dieregesondheid, ja. Ek dink dis die woord, en dan is dit nou vir hondjies en katte, maar jy doen perde ook. Ek doen vir perde ook, ja. Okay. Dit word genoem, so dit is die Kennekia 9 Original, so dit is maar net 'n bland cookie, maar die honde is mal oor. Dan het ek die Kennekia 9 Daisy beskuitjies, dit is vir die honde met lewer issues, en dan het ek dis nou so 'n jaar en 'n half wat ek dit maak, is die Deluxe Kennekia 9 beskuitjies. Ja. Nou die Deluxe word met lewer gemaak. En my honde vrek daarvoor. So, maar die Deluxe is vir die fussy eaters. Want nou is mos die hondjies wat nie eers hulle pellets wil eet nie, hulle wil net nat kos eet. So, don't talk. I know. Soos die ou Dextertjies in die lewe. Yes. Ja, nee, hy is baie lekker bekkig. Okay, so dan het jy die Deluxe reeks. Maar kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Jy het nou gepraat van olietjies en goedjies en jy het met formules gaan speel om 'n salvie of 'n ding te maak, 'n moetie te kan maak vir Daisy. Nou, I was fortunate enough. Ek het vir Daisy ontmoet baie lank terug. Yes. Beautiful, I shame say was awesome, stunning. Dit, weet jy, hond was my hart se punt gewees, absoluut my hart se punt. En met die beskuitjies, selfs met daai lewerbeskuitjies, die Daisy beskuitjies, het sy basically 5,5 jaar langer gelewe. Ja. So dit is... Maar sy het gerieflik gelewe, sy was gemaklik geweest. Baie. Maar ons het op 'n punt gekom wat
sy het melanoma gehad en dit het net versprei. En aan dit kan jy niks doen nie. Jy kan haar net 'n beter basically you're giving her a better quality of life. En dis wat sy gehad het. Sy het 'n briljante kwaliteit lewe gehad en ja, en van daar het dit net af wat mense het van die rakke afgevlieg. Ja, shame man, maar weet jy wat it happens en ons almal raak oud en ons diere raak ook oud en ons vergeet dit. Nou, Talita, die groot ding is, ons het ek het al die beskuitjies en die koekies het ek nou al beproef. Ons het 'n probleem veral in Durban. Ons het byvoorbeeld Diwali en dan veral in Suid-Afrika buite in die Kaap. Hulle kry nou nie dit baie nie, maar donder weer. Swaar donder weer. Yes. En dan raak ons diere baie excited. Hulle raak angstig. Daar's die woord, angstig. They get anxious. Our pets get anxious and this is exactly the product that is recommended. Well, I will actually endorse this thing. It is recommended for you to, if you know there is a Diwali festival on the way, or if there's thunder and lightning on the way, then you can give them a little biscuit and that calms them down. Absolutely, but also bearing in mind one biscuit does not suit every dog. So we make it, well, I personally make the biscuits myself. I do everything myself. So wat het ek nou gesê het? Ons praat oor die koekies wat die dosage. Ja. Okay, so ons maak beskuitjies from small tot 4XL. En die beskuitjies word gemaak volgens die gewig en die breed van die hondjies. Okay. So 'n sekere breed soos kom ons sê 'n collie. Alle collies in German shepherds, they have to go one size up. So usually they would take a large, but because of the anxiety levels, they have to go one size bigger, so they go to a extra large. So the biscuits are all dosage controlled. So it's, as I said, let's say like if you would give Dexter a medium, Papi gaan hy slaap hoor. Weet jy wat, maar dis nou die ding, ons het rondgespeel met Dexter, just for our listeners, a lot of people know Dexter, they know that Dexter grew up in the studio. Dexter now 6 years old, he weighs a full 1 kg. Wel, dalk 990 gram. Probably. But let's for argument's sake, he's about a kg. En ons het probeer om vir hom net enetjie te gee. Later on we came to realize hy moet 1.5 kry. Correct. Want hy is absoluut ontsaglik besig. So I can only imagine, for instance, a Jack Russell, that hierdie hondjies kry nie rus nie. Hulle is besig hard op en af. So ou men dan kyk, so en dis waar jy die grootte van jou hondjie moet bepaal, is dat okay, hy's baie besig, hy's baie angstig, so make the dosage maybe a bit bigger. Correct. So basically then, with a very anxious doggy like Dexter, he would have a medium. Even if it's less than a kilogram. Yeah. But because of his anxiety levels, you have to go one size bigger in the biscuits. Can you overdose them? Yes. As jy nou die pakkie gaan uitlos en eet jy die pakkie op, then it's exactly. going to be then of course. But it will still not kill them. They're going to sleep for a long while, be very thirsty and have the munchies. That's for sure. But you cannot overdose him as in a drip or anything. You don't. So that's not going to be an issue, overdosing. Want ou moet baie versigtig wees met hierdie goed. Almal dink ja, jy kan net vir hom gee. Dis ook maar 'n klein lyfietjie, daar's organe, daar's alles. En jy weet dis ons babietjie, so ons kyk maar nou mooi na hulle. Absoluut. Talita, maar dis nou die belangrike ding is dat dis nou nie die honde is nou bedrywig of besig. Yes. Alternatiefelik jy wil hulle net kalmer hou. Ons woon nou in 'n kompleks en oor die algemeen, we just want to sort of calm them down. Ons honde is nou mooi opgelei. Hulle blaf nie sommer van nonsens nie. Jy kan hoor hulle is baie kalm. Kyk en sit vir jou honde. Ek dink ek moet so 1 of 2 oor die muur skiet. Ek het so gedink. Want die muur is bietjie hoog. Ek sal hom by die kamervenster uitskiet. Nie 'n slegte idee nie. Maar dit sal die hondjies net kalmer maak, maar dit hou hulle rustig oor die algemeen. Absoluut. En selfs separation issues. Ek wou nou net gesê het, separation anxiety. Ja. Dit is een van die grootste probleme wat ons mee sit. En baie van my kliënte is honde gebruik jy beskuitjies vir separation anxiety. So wat ek vir hulle sê is, before you start getting ready for work, give a biscuit. Give a biscuit before that anxiety sets in.
and then get ready for work. You leave home and your house will not be destroyed, or the garden would not be destroyed. The door would not be destroyed. They won't be barking the whole day, especially there's a lot of people living in complexes. Ja. And the dogs have separation anxiety and they bark and bark and bark. Amper soos hierdie hondjies hier oorkant. Hulle is baie anxious, Yes. but they're protecting their little piece of property. Ek meen, dis nou hulle domein. Absolutely. So ek beklei nie sommer met hulle nie, maar ek raak ongelukkig met hulle, want sometimes it's unnecessary. Daar's hulle harie daar op die dak omland, Yes. and then it's a mission. Absolutely. Maar ek kan niks doen as die monkeys verbykom nie, want ons al die honde blaf as die ons monkeys honde verbykom. gaan bos. Heeltemal bos. Hoeveel produkte het jy in jou reeks? Ons praat net van die koekies. As daar ander produkte ook, ek kan onthou daar was shampoos gewees en die klas van goed wat julle ook gedoen het op 'n kol. Ek het 'n canine shampoo, canine conditioner. Ek het 'n allergy spray. Dit is 'n absolute wenner. My allergy spray, soos baie hondjies is allergies vir gras of vir een of ander plant in jou erf. En jy spuit daai allergy spray aan en onmiddellik vat dit die itch weg, die irritasie vat dit weg. Ja. En ek sou sê binne 'n halfuur kan jy sien daai aggressiveness, daai anger van die uitslag. Raak jy beter en dis nie meer so rooi nie en dit juk nie, die hond krap nie en jy kan dit spuit 2, 3, 4, 5 keer 'n dag, dit maak nie saak nie. Maar daai allergiese reaksie gaan weg binne 2, 3 dae, gone. Maar vir die allergie moet jy die beskuitjie en die allergy spray saam gebruik in conjunction. Okay. Because the biscuit heals from the inside outwards and the allergy spray calms the irritation down immediately and happy doggy, no scratching. And it works like a charm. Absolutely. Okay, nou ons het net nou gepraat van die olietjies en dingetjies. The active ingredient. And I'm now looking at the name, CannaCure. Wat is die aktiewe produk wat jy gebruik binne dit? Want ek gaan nou vir jou 'n storie vertel. My oupa was 'n blacksmith gewees, my oupa Jordaan. En om die perde kalm te kry voordat hy die Elamites doen, die wat sê die sole die hoewe, daar is hy. Voordat die perde beslaan het hy dagga gevat en hy het dit binne in water gegooi, lou warm water. That's cool. Dat dit soak. En dan het hy daai water vir die perde gegee om te drink voordat hulle in sy plek ingegaan het. Mense met dagga tee. Dagga tee, that's it. So hy het die perde dagga tee gegee wat hulle gedrink het en die perde was kalm gewees en hy kon sonder 'n probleem met die perde werk. So hy kon hulle beslaan en werk maar omdat hy met baie diere gewerk, baie perde gewerk het, was dit vir hom makliker gewees. Want jy kry maar 'n opstandige hinksie of 'n merrie wat maar bietjie bedonderd is. So dis wat hy gedoen het. Is dit julle active ingredient binne in hierdie goed? Absoluut, daar is cannabis in, maar die olie wat ons gebruik is spesiaal geformaliseer vir diere. Jy kan nie 'n human product of 'n human cannabis product, soos kom sê die fika, kan jy nie vir jou diere gee nie. Omdat hulle CBD1 en CBD2 receptors are a lot more sensitive than those of humans. So that's why my oil is specially formulated for animals, and there's a lot of people who are making biscuits trying to copycat the original, which is CannaCure biscuits. But they don't have that formulation. It's not the biscuit, it's not the oats or the eggs or the reverse osmosis water that I use. That is, I mean, I can give everyone my ingredients. It's on the packet. The secret weapon is the oil that I use. Dis die belangrike deel is daai olie. Maar weet jy wat, daar's altyd copycats. En daar's altyd ouens wat goed vat and they want to sort of reverse engineer any product, and then they also want to take the claim to fame on it. We know it happened to me. How many things have I done with Coastal, and then all of a sudden I see it rolls out into the bigger radio stations. It upsets me. Ja, maak ou bietjie bemoerd, nee. Maar Talita, dit gaan gebeur, and that's part of, I suppose, competition. I don't mind competition. But good competition is okay. Good competition, I don't mind, but don't take my words and claim on your Facebook page or on your website that you are the original
person to have started making the biscuits in South Africa because you're lying. And we have some legal action that I'm taking to a certain brand who's like just trying to claim that, hey, they were the first to know all and what. Ja. Talita, maar het gebeur, and you know what, one has to sort of look after your interests, because it's Absolutely. a business. Maar But they can't copy my passion. That's the thing. Die passie kan nie gevat word nie. Correct. En weet jy wat is lekker, en baie keer dan kry ek so boodskapie daar van jou kant af, of dan van George af, en dan hoor ek, nee, Talita is weer besig en doen nog in die kombuis, daar word weer koekies gebak. Bak en brou hoor. Is dit 'n moeilike proses? Ekskuus, ek moet vir jou vra. Is dit 'n moeilike proses om die goed te maak? Die formulasies is mos nou al reeds daar, so. Ja, die olie is nou gemaak, wat. Ek het altyd 'n helper gehad wat my gehelp bak het. Maar ek is verskriklik, wat is die woord? Pedantic. Verskriklik pedantic. So dan het ek net kwaad geraak, en ek is 'n baie nice mens, en ek hou nie daarvan om lelik te wees met mense nie. Dit het net besluit, dis my passion, dis my beskuitjies, as ek dit perfek wil hê, moet ek dit self bak. So nou bak ek my beskuitjies self. Na ek dit gebak het, dan gooi ek die spesifieke olie in, wat nodig is, en dan se droogmaaktyd. En ongelukkig in Hillcrest, oh my word, dan is dit bedompig, en dan is dit koud, Yes. en so dis 'n proses om die beskuitjies aan droog te kry. Ek het nou al 'n fan wat 24/7 aan is. Ek het 'n dehumidifier. Jy moet sien hoeveel water daai dingetjie uit die lug uittrek. Ja. En dit is wat nou help om my beskuitjies droog te maak. Want jy kan hulle nie oondroog maak nie. Dit is it's not going to do the trick. En hy moenie evaporate nie. Korrek. Hy moet droog word, want anders net droog word. Hy moet nie droog want anders te evaporate your active ingredient. Korrek. So hierdie is nogal 'n tricky storie. Dit is indeed. Maar dit is, ek love it. Ek love it om dit te doen. Ek het nou nuwe produkte wat ek begin maak, maar dit is aan die human side, maar ek wil graag 'n volgende interview hê wat ons net oor die human range gaan praat. Ja, of course. Vandag wil ek net my passion oor my hondebeskuitjies, katbeskuitjies, oor die katbeskuitjies word genoem, en dit is so cute. Kitty Smitten biscuits. Oh my word. Is dit nie cute nie? Dis bly die ou Want hulle is smitten oor hulle beskuitjies. Kitty Smitten biscuits. Yes. Wat is daai goed wat die katte so like? Catnip. Daar sê. Yes. Maar ek sien die catnip maak hulle hoog. Ja. Dit doen. Dis nou wat ek by jou gehoor het. As jy nou jou beskuitjies vir die hondjies gee, of 'n koekie vir die hondjie gee, is he gonna get high on it? Well, is he gonna get hooked on it? Ag nee. Kyk, I think that's just a old woman's tale, as wat het hulle altyd gesê, dis jou gateway drug to ander drugs. Dit is nie. Dagga is nie, of cannabis is nie gewoontevormend nie. Glad nie. Ons bure se ontstem nie saam nie. Nee, hy korte koekie. Korte koekie. Ek dink hy like wat ons vanoor praat. Hy verstaan presies wat hy nodig het. Ek dink ook daai ding. Oh yes. Talita, okay, nou dis die een ding wat ek wou geweet het. So dit is nie addictief vir die honde nie. Glad nie. En dit is baie groot ding, want mense sal nou dink, okay, soos wat ek nou aangaan om vir hulle die cannabiskytjies te gee om hulle kalm en rustig en gesond te hou, moet ek naderhand vir hulle meer en meer begin gee. Nee, glad nie. Kan jy dit elke dag vir jou hondjie gee? Ja, ons het, ek het veral honde wat, soos kom sê nou jou separation anxiety, mense werk 5 dae 'n week, hulle gaan 5 dae 'n week gaan hulle 'n beskuitjie kry. Dan jy 'n hondjie met hip dysplasia, arthritis, aging doggies, mobility issues, fits and seizures. Daai hondjies, they are going to get their biscuits every day. It becomes a chronic medication. Okay. So we've got a lot of aging doggies that just, they can't walk, or they're battling to walk, and they get their biscuits once a day. Some, in really like severe cases, I tell people to give a biscuit in the morning and in the evening. And then the difference in that dog, it's incredible. I've got videos of people sending a video of how the doggy first walked, and then 2 weeks later, that doggy is hopping and skipping and a happy doggy. It's amazing. Maar nou praat jy van dit. Eddie word nou 15 jaar oud, nê? Edgar Allan Poe. En nou partykeer dan hoor ek vir Eddie as hy want die naaltjies. Nou hoor ek hom die trappe opkom. Yes. Party dae is dit klik 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 en hy's bo en hy's op die bed. Ander dae is dit klik klik
klik. Dan kan ek hoorie maar, ek sukkel nou vandag. Ek is nie so, hy's nie meer so vinnig by die gets those moments. Yes. So wat die koekies gaan doen is dit gaan dit vir hom net makliker maak. Absoluut. En hy gaan 'n medium beskuitjie kry. My Jackie Russell, sy kry beskuitjies 3 keer 'n dag. In die oggend kry sy haar large, dit is vir arthritis. Okay. In die middag kry sy 'n Daisy beskuitjie. Dis vir die lewer. Dis vir haar lewer. Okay. En dan in die aand kry sy so 5:30, 6:00, dan kry sy gou weer 'n beskuitjie, want sy het dementia. Maar met haar dementia gebeur dit net so 5:30, 6:00, 6:30 daar iewers. Dan begin sy soos in sirkeltjies te loop en jy kan so in te pant. Sy pant verskriklik. En dan loop sy soos weer draadjies in die tuin, dan kom sy in die huis en sy loop om 'n bank en sy's net crazy. So dit help vir daai mense ook. So as ek die beskuitjie vir haar voor die tyd gee, dan kry sy nie die dementia lopies nie. So dit, okay, nou wil ek dit nog 'n entjie verder vat. Dit is soos gewone medikasie maar dit is nie medikasie nie, guys. This is not medicine. It is a truly whole natural product. Totally. Heeltemal natuurlike produk wat beskikbaar is in die mark. Ons gaan nou nog gou so 'n bietjie kyk na waar mense dit in die hande kan kry, maar ek dink wat ek wou sê is dat dit is 'n heeltemal natuurlike produk en dit soos maar ek dink soos enige ander ding wat as die mense 'n vitamien 'n pilletjie drink, jy moet nie dink dat dit gaan onmiddellik werk nie. Exactly. Hoe lank vat dit vir die diertjies om gewoon te raak aan hierdie goed? Want daar's gewoonlik, ek dink met gewone medikasie is dit 'n 7 na 10 dae periode. Yes. Wat hulle dit moet kry en dan begin dit inskop. Want baie mense gaan nou sê, my hondjie het anxiety, as ek by die huis uitloop, ek gaan nou vir hom 'n koekie gee en tjoef, dan gaan ek, en dan kom ek by die straat af en 'n uur later dan bel die buurman my en sê, ja, die hond skree nou hierso. Nee, sien met anxiety gaan hy werk in 40 minute. In 40 minute dan het daar beskuitjie ingeskop. So daai anxiety hondjie gaan nie anxiety kry nie. Okay. So hy gaan rustig wees as mamma en pappa gaan werk. Okay. Maar dit is die hondjies wat met arthritis en dysplasia, mobility issues, joint issues. Hulle kan nie sien, die eerste dag gaan jy niks rarig sien nie. Tweede dag twyfel jy, maar in 'n week kan jy sien, daai hondjie loop al klaar beter. So mobility issues, want dit help ook vir inflammation. So dit help dadelik om die inflammasie ook weg te vat vir die pyn en digestive system, werk dit vir dit ook? Absoluut. Hoekom ek vra? Mens, ek sien wat is nou lessons learned en ek bly fokus op my honde nou. But Eddie no longer, hy kan nie meer 'n beentjie eet nie. Yes. Hy kan ook nie meer eintlik oorskiet varkvleis eet nie. Hoender kan hy nog eet, maar hy kry nie meer beentjies nie. Sodra hy enige stukkie varkvleis kry, word Eddie hondsiek. Dan is hy allergies vir varkvleis. Verstaan jy nou? Ja. He never was, maar nou is hy. Maar dit is soos mense. Ewe skielik het jy allergie vir, kom ons sê, katte en jy het nooit, dit gebeur net oornag. Ja. So dit gebeur met troeteldiere ook. Ja. Maar vir daai tipe gevalle, dit sal help vir die digestive tract en al daai goedjies. Absoluut. Ek het eintlik 'n kliënt, sy naam is fyn, het ek nou heeltemal vergeet. Wat is die aapie? Felix. Ja, dit 'n aapie. Dis 'n aapie. Okay. So ons het Felix begin op die small, want Felix is 'n verskriklike besige aapie. So vir sy gewig het ons hom gehad op die small. En toe sê mamma my laat weet dit werk nie. Toe sê ek okay. Geef hom twee van die smalls. En sy sê nee, dit werk nog nie. Toe sê ek okay. En ons het, maar dit was so 'n proses gewees. Uiteindelik het ons uitgevind die extra large vir daai aapie wat rarig. Hy is 1.2 kilogram. Is die extra large die regte dosage vir hom. Maar dit maak hom nie hoog nie. Dit maak hom net beheerbaar vir sy ma. Dit kalmeer hom. Heeltemal. Dit kalmeer hom. Yes. Snoop Dog. Hulle moet hom Snoop noem. Snoop Monkey. Snoop Monkey. Or the Pope. Imagine, ek het hom sy in vir gestuur.
Guys, if you want to go and check out Talita's product range, it's easy peasy. You go to the website, cannacure.co.za. Now, laat ek dit gou vir jou spell. cannacure.co.za. It's cannacure.co.za. The website and the web link, the URL, is on my social media. Just go to my social media page, Facebook. You can also go to my LinkedIn profile. Dit sal ook op my Instagram wees. Die skakel is daarso. And you can just click on the web link. Alternatively, just type in Cannacure on Google. Google? Yes. Google, Cannacure. En jy gaan by Talita uitkom. Talita, verspreiding van jou produkte. Ek weet jy hanteer baie van jou verspreiding self, maar jy het ook agente en mense wat namens jou verkoop op sekere plekke of nie? Ja, ek het in die Wesrand het ek iemand, ek het in Umhlanga, en ek het 1 of 2 mense wat my bietjie teleurgestel het, so nou gaan ek maar eerder net 'n online store begin ek. Hy behoort up and going te wees, hopelik by einde volgende week. Ek ken 'n ou wat vir jou daai tipe goed kan organise, hoor. Wat daai tipe sites bou en flink dink, hoor. Ja, as ek bietjie gaan sukkel, dan sal ek Ja, as jy vasbrand, laat weet vir my. I've always got a contact. Maar Talita, dis 'n amazing produkte reeks. It's called Cannacure, and it's of course the pet care range. Next time as jy kom, gaan ons so 'n bietjie oor die human produkte praat. Want dit is so exciting. Ja, jong, daar's so 'n salf wat jy gemaak het, Lub. Dis nie Rub nie. Wat is die goed se naam? Oh my soul. Ek het 'n issue. Ek het mos my skouers, my wat noem hulle dit nou? What is that? Hier binne in die potjies. Ouderdom. Jeug. Hey, nou so lekker gepraat van die jeug. Maar ek moet vir jou sê, nee, jy het vir ons op 'n call 'n bietjie van daai gegee om te toets, en ek dink jy was nog besig om die formule en goed reg te kry, en die nuwe naam en so aan. Ek gaan net so vinnig op dat daai raak. Ek probeer nou nie dink wat s'ie ding met my skouer. Maar in elk geval, ek het dit toe begin sit op my skouer. Dit was my regterskouer gewees. En stadig maar seker, dit was dink 'n maand, 4 weke. Toe kon ek my arm optel en ek kon hom bo op my kop gesit het. Voor dit kon ek my hand net gelyk optel. Ek kon hom net gelyk met my kon hom gelyk maak met my skouer. Jy moes eintlik vir my gesê, dan kon ek vir 'n bietjie van my nuwe. Dis 'n splinter. Jy's daai roompie het gewerk, maar ek het 'n splinter nuwe produk. Ek het nog net nie 'n label nie. Ek nog net 'n label laat maak, maar ek verkoop hom maar sonder die label want dit werk. So jy sit hom bietjie aan, kos hy op jou skouer en ag man, jy kom nie eens agter nie, dan ewe skielik is hy net nie seer nie. Dis 'n absolute bom van 'n produk. Weet jy wat wil ek vir jou sê nie? Hierdie is nie soos en ek moet dalk nou 'n brand drop en 'n naam noem, want almal ken die produk Deep Heat. Yes. Hierdie is nie 'n Deep Heat nie. Nee. Weet jy wat ek ondervind het met die produk is, hy gaan binne-in. Yes. Hy bly nie net bo op die vel nie. Want wat Deep Heat en daai goeters doen is jy vryf hom op en hy lê bo op die vel en hy maak die vel warm. It does nothing inside. It smells like hell. En jy moet jou hande was voor jy gaan piepie, anders het jy 'n probleem. 3 keer was. maar jou goed, dit gaan binne, dit trek binne-in. Yes. En dit is nou maar uit my ondervinding uit. Daai tyd toe ek so seer gehad het, nou doen ek die gigs en ek moet my speakers, my klanktoerusting ronddra, dat ek mense moes kry om my te help om my speakers op die stands te sit, want ek kon nie die speaker oplig nie. Dis terrible. Dis bad, hoor, dis bad. En dit was, nee, ouderdom, ja, hier is sommer klap, ja, ouderdom so hol, man. Talita, so, die online shop gaan nou active wees van volgende week af. Dit gaan op jou website wees, nee? Yes. www.cannacure.co.za. Maar intussen tyd kan mense mos nou maar gaan kyk na die produkte reeks. Natuurlik, en stuur my WhatsApp. Ek is basies altyd beskikbaar. My foon is altyd in my hand. As ek bak, maar dan gaan jy so 20-30 minute wag voordat ek jou gaan antwoord, maar probeer elke oproep, elke WhatsApp so gou moontlik te beantwoord. Ja. Want ek glo aan goeie wat mense
kommunikasie. Ja, maar kliëntediens. Dis hy. Service. Dis hy. Service. That's what it's all about. As jy vir Talita in die hande wil kry en jy wil bietjie met haar gesels en dalk 'n bietjie raad of advies kry, het jy 'n pen en papier naby? Kry gou enetjie. Dan gaan ek vir jou nou Talita se WhatsApp nommer gee en dan kan jy haar direk kontak. Natuurlik en as jy net 'n vraagie het oor of jy kan vas sê oor my hondjie is so oud en hy's weeg omtrent soveel en dit is die probleem. Wat sou jy voorstel? Wat moet ek vir hom gee? Watter een van die beskuitjies en koekietjies en dinge? En Talita kan vir die produk van haar tuis nywerheid af direk deurstuur na jou huis toe, maak nie saak waar jy is nie. Correct. If you're in Timbuk 3, she'll get it there for you. Dit gaan nou maar 'n paar centjies kos, want 'n ou moet mos nou natuurlik die kostes van die shipping en goeders ook maar byreken, maar dis daarom nou nie so erg nie. Het jy reg met 'n pen en papier? Nou, om Talita in die hande te kry, gaan jy die volgende nommer sommer nou neerskryf en dan gaan jy haar WhatsApp, ons wag sommer dadelik vir dit. 082 461 4975. Talita Fullard se nommer by Kennekia en jy is welkom om haar te WhatsApp. WhatsApp is maar die maklikste want sy is altyd in die bak en brou en te kere gaan en dan gaan sy vir jou die volle aandag kan gee via WhatsApp met 'n boodskapie. Dit is 082 461 4975. Talita, ek wil vir jou sê baie dankie. Nou lekker gekuier. Ja, was nou baie awesome dankie, gewees. Dit was fantasties. Ek is sommer lus vir hierdie koekies. Ek het vir biltong gebring. Ons moet daai biltong mense kry om te kom kuier, né? Ek het ook so gesê. Ja, ons sal met hulle gesels, definitief. Dit is regtig die lekkerste biltong. Amazing stuff. But we're not going to dive into that one. Nee. Talita, weer eens baie dankie. Sterkte met die pad vorentoe met Kennekia. Dankie, thanks for having me. Volgende keer, I owe you one. Jy weet, so, ons laaste keer wat ons bymekaar was 2019, weet jy dit? Dit was ons eerste keer wat ons oor Kennekia gepraat het. Op radio? Ja. Kan jy dit glo? Live interview the works. Yes. En toe is jy al 'n rukkie aan die gang, né? Ja, toe is ek al klaar so 2-3 jaar aan die gang. Just like, so jy gaan amper nou al vir die 9de jaar. Ja. Wel, Rewind word hierdie jaar 11 jaar oud. Dan moet ons gaan partytjie. Die Garage Party word 11 jaar oud. Fantasties. En ek moet bietjie brag. We have been nominated, Coastal Radio SA, Best of Durban, en ons is genomineer Best Local Radio Station. We've also been nominated Best Local Radio Personality. Oh, absolutely, definitive. And then also Best Local Radio Show, Rewind, as well as Best Local Radio Show, die Garage Party. 4 nominations up against the big boys. As ek nou gaan kyk na my grootste kompetisie is nou maar die manne in geel en rooi. Ek sal dit nie eens dink nie. Ek sal nie slag. Hulle het maar 13 nominasies gekry. Ek het 4 gekry, so ek is baie bly vir dit. That for me is a feather in the cap. Talita, volgende jaar sit ons jou ook op. Ek sal gaan met daai mense arm draai dat ons bietjie Kennekia also. Ons is op, maar ek weet nie hoekom nie Durban North. Beautiful. Yes. Beautiful. So Kennekia Durban North is genominate. Lovely stuff. Ek probeer nou dink aan 'n liedjie en ek het nou gesoek vir How Much Is That Doggy in the Window. Maar ja, weet jy wat, ek het hom nie. Maar ja, nou moet ons uitspeel met iets en toe dink ek nou die naaste ding wat ek nou kan kry aan 'n cream of 'n room of 'n ding is coconut. Toe dink ek I'm going to play Harry Nielsen's Coconut song. Talita, bye, dankie vir jou tyd. Baie dankie, thanks for having me. Have a lovely day.